Die slag van Magersfontein tydens die Suid-Afrikaanse oorlog, ook bekend as die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902, kan gereken word as een van die belangrikste en dodelikste veldslae gedurende die eerste fase van hierdie oorlog. Na afloop van hierdie slag het die Britse militêre bevelvoerders besef dat hulle die teenstand van die boeremagte onderskat het. Met die 125-jarige herdenking van die slag van Magersfontein het die Oorlogsmuseum in Bloemfontein dit goed gedink om 'n dokumentêre video wat in 2009 oor die veldslag vervaardig is, uit sy argiewe op te diep en opnuut vir belangstellendes aan te bied. My Sari Maree voel weer so ver vir my vanaand, maar ek hoop ek sal haar gou weer sien. Want ek moes haar maar laat staan toe die volk se drome tan en die oorlog laat sy in sy kant toe staan. Ons almal was maar bang dat die kakies ons sou vang en dat daai eiland oor die see sou stuur. Met 'n land wat lê en brand vlug ek toe Appington se kant toe, maar die seerste is verlang se vuur. O, neem my terug na die ou Transvaal, daar waar my Saartjie woon. Daar onder in die milies, langs die mooi rivier se stroom, op ons plaasie, naby Potchefstroom. Onder in die milies langs die soetdoringboom sien ek haar partykeer wanneer ek droom. Sedert die Jameson-inval aan die einde van 1895 het die broeiende konflik tussen die Suid-Afrikaanse Republiek, oftewel die Transvaal, en Brittanje toegeneem. 'n groot aantal uitlanders van Britse herkoms was werksaam op die goudvelde in die Witwatersrand. Die Britse Hoogkommissaris in Kaapstad, Sir Alfred Milner, het hierdie uitlanders se griewe en gewaande griewe oor burgerskap en stemreg gebruik om eise aan die Transvaalse regering te stel. Onder die besef van die toenemende bedreiging wat Brittanje vir die onafhanklikheid van die twee boererepublieke inhou, het die Transvaal en sy sustersrepubliek in die suide, die Oranje Vrystaat, 'n ooreenkoms gesluit om mekaar ten tye van 'n militêre konflik by te staan. Die republieke het ook al wapentuig begin opgradeer met die aankoop van Mauser-gewere en kanonne vir die staatsartillerie. Intussen het Britse troepe op die grense van die Transvaal begin saamtrek. In 'n desperate poging om die dreigende oorlog te voorkom, het president M.T. Steyn van die Oranje Vrystaat die Bloemfontein-konferensie teen die einde van Mei 1899 in Bloemfontein belê. Abraham Fisher van die Oranje Vrystaat het as voorsitter van die konferensie opgetree wat deur beide president Paul Kruger van die Transvaal en Milner bygewoon is. Toegewings wat deur Kruger tydens die mislukte konferensie gemaak is, het Milner nie tevrede gestel nie. Dit het Kruger uiteindelik tot die slotsom laat kom: "Dis nie stemreg wat jy wil hê nie. Dis my land." Op 9 Oktober 1899 reik die Transvaal 'n ultimatum aan Brittanje uit waarin onder meer aangedring word dat Brittanje sy inmenging in die huishoudelike sake van die Transvaalse Republiek staak en dat Britse troepe op die grense van die republiek onttrek moet word. Hierdie ultimatum sou om 1700 uur op 11 Oktober 1899 verstryk, maar nog voor die spertyd verstryk het die Britse agent Sir William Cunningham Green egter die Transvaalse sekretaris in kennis gestel dat hul eise nie vir Brittanje aanvaarbaar was nie. Die Transvaal en Brittanje het nou amptelik in 'n staat van oorlog verkeer. Die krygsplan van die boererepublieke was om die Britse magte buite die grense van die Transvaal en Oranje Vrystaat vas te pen. Dit is gedoen deur nabygeleë dorpe in Natal en die Kaapkolonie, waar daar Britse troepe saamgetrek was, te beleer. Gevolglik is Lady Smith aan die Natalse front en Mafeking en Kimberley aan die westelike front deur boeremagte omsingel en afgesper. Aan die westelike front het generaal Paul Methuen met 3 Britse brigades vanuit die Kaapkolonie opgeruk om Kimberley en Mafeking te bevry. 'n Gekombineerde Transvaalse en Vrystaatse mag onder leiding van De la Rey het onsuksesvol probeer om die oprukkende Britse magte by Belmont en daarna Graspan te stuit.
Na die slag van Graspan het die boeremagte tot by die Modderrivier teruggeval. Met sy aankoms het generaal Piet Cronje as bevelvoerder van die hoofboeremag die beplande krygstaktiek van Delarey by Modderrivier halfhartig goedgekeur. Daar is ooreengekom dat die Vrystaters as regterflank in die rivierbedding wes van die brug by Rosemead posisie sou inneem. Die Transvaalers het die middelposisie aan weerskante van die vernielde brug ingeneem. Burgers van Klerksdorp en Potchefstroom het die linkerflank in die rivierbedding gevorm. Die oprukkende Britse magte het hulle hier tydens die slag van Modderrivier op 28 November 1899 in moordende Mauservuur vanuit die rivierwalle vasgeloop, waarna die boeremagte onttrek het. Na afloop van die tydelike ontwrigting van die Britse opmars by die Modderrivier, is die stellings van die boeremagte na die Magersfontein gebied, suid van Kimberley verskuif, waar die volgende poging aangewend sou word om die oprukkende Britse troepemag te stuit. Generaal Delarey het die boere se mislukkings by die veldslag van Belmont in Graspan op die Wesfront ter harte geneem. Die probleem het gelê daarin dat die boere die posisies ingeneem het bo op die koppies, wat hulle blootgestel het aan die felheid van die Royal Artillerie se bombardemente. Die stellings wat die boere kommando's ingeneem het op die walle van die Modderrivier om die slag van Modderrivier 28 November, het vir hulle 'n baie duidelike toetslaatslag, wat hulle self besef het in die toekoms gebruik moet word. As die Mausers in die rivierwalle lê, het hulle gelyk geskiet met die grond. Die Mauserkoel se plat traject het die voorste linies gemis van die aanstormende Engelse infanterie. Dan het dit deurbeweeg na agtertoe. As hulle die tweede lyn mis, dan tref hulle die derde lyn. En dit het die boere laat besef. Hierdie rivierwalle is van onskatbare waarde. Waar daar nie riviere is nie, of walle is rivierwalle is nie, kan loopgrawe gegrou word. Dit moet kunsmatig gedoen word. Tydens die slag van Modderrivier het generaal Delarey en sy seun op 'n perde gery. 'n Engelse lugbars ronde het in die lugbole ontplof en vir Adrian fataal gewond. Sy pa het hom geneem na Jacobsdal toe vir mediese behandeling. Daar het sy sterwende seun vir generaal Delarey gesê: "Sê vir ma, sy moet mooi kyk na my perd, Sterlig." Op 1 Desember het generaal Delarey teruggekeer na die stellings by Magersfontein. In sy dagboek het hy toegeskryf: "Ek het dinge gevind nie soos hulle behoort te wees nie." Nadat hy by Magersfontein aangekom het, kon hy egter nie die hardkoppige Transvaalse generaal Cronje oorreed om nie weer posisies in te neem in die koppies, maar wel loopgrawe te grou nie. Hy het vir Cronje gesê dit sou fataal wees indien die foute wat hulle gemaak het by Belmont en Graspan te herhaal. Uit frustrasie uit het hy toe 'n telegram gestuur aan president Steyn, die opperbevelhebber van die Vrystaatse strydmagte, om na Magersfontein te kom, sodat hy sy planne aan hom kan voorlê. Dit het toe gebeur, 4 Desember, maandag, toe president Steyn daar aangekom het, is die planne aan hom voorgelê, en het hy, deur middel van logika, vir president Steyn oorreed dat dit die enigste uitweg is om loopgrawe te grou. President Steyn het hom deur generaal Delarey laat oorreed dat 'n kommissie van 8 man aangestel moes word, 4 man van elke republiek, om onder sy leiding die 14 kilometer lange boerestellings en loopgrawe by Magersfontein te beplan. Nadat die boere by Graspan en by Twee Riviere voor die groot Britse getalle die wijk moes neem, was hy, soos ons weet, in 'n woordewisseling met generaal Piet Cronje betrokke. Generaal Cronje se standpunt was dat die boere die hoogtes by Spuitfontein en Skolsnek moes beset, terwyl generaal Delarey se standpunt was dat hulle meer suidwaarts voor die Magersfonteinrande moes posisie inneem. Ons weet ook dat hy so oortuig van sy standpunt was, dat hy uiteindelik die ondersteuning van president Steyn daarvoor gekry het. Generaal Delarey se beplanning het behels dat die ontplooiing van die loopgraaflinie, wat gemiddeld tussen 3 en 4 voet diep uitgegrawe moes word, voor die rande van Magersfontein oor 'n afstand van ongeveer 18 kilometer onderneem moes word, sowel na die ooste kant as na die weste kant van die Magersfonteinrande. Die naaste wat die loopgrawe aan die rande uitgegrawe was ongeveer 100 meter, en op die verste daarvan tussen 250 en 300 meter. Ons moet ook byvoeg dat die loopgrawe wat aan die weste kant van die Magersfonteinrande deur die burgers gegrawe is, nie heeltemal so verskuild was soos die voor die rande nie, omdat generaal Delarey ook van mening was dat die hoofaanval reg voor die Magersfonteinrande sou plaasvind. Generaal Delarey se krygstaktiek by Magersfontein getuig van 'n paar baie belangrike insigte. In die eerste instansie, hoe 'n relatief klein boeremag
teen oorweldigende getalle hulle self kan handhaaf. In die tweede plek, die effektiwiteit van die loopgrawe teen die grofgeskut van die Britse magte. Want soos ons weet, op die 9de Desember 1899 het die Britse grofgeskut hulle vuur op die Magersfonteinrande begin. Daar is bronne wat beweer dat dit die grootste tonnemaat bomme was wat sedert die slag van Sebastopol afgevuur is. Die vuurkrag van die Britse grofgeskut is eintlik geneutraliseer deurdat die burgers nie op die rande was waar hulle verwag is nie. En dit was veral die 4.7 duim Britse skeepskanon wat veronderstel was om die grootste skade aan te rig, wat uiteindelik nutteloos hulle bomme op die Magersfonteinrande gewerp het. Generaal Koos de la Rey se insig dat die opmars van die Britte effektief gestuit kon word deur oor 'n oopskootsvlak op gelykgrond vanuit loopgrawe gevuur die Britte kon stuit, het uiteindelik gebleik die regte antwoord te wees. En soos ons weet, het die Britte 'n vernederende neerlaag by Magersfontein gelei. Terwyl die burgers hulle self voorberei het in die loopgrawe by Magersfontein, nadat dit uitgegrawe is in ooreenstemming met die krygstaktiek van generaal Koos de la Rey, was daar in hulle geleedere 'n jong Kaapse rebel, Japie de Tooy, later bekend as J.D. de Tooy, die geliefde volksnaam Toosius. As jong veldprediker en as Kaapse rebel het hy hom daar tussen die burgers bevind en het hy ook met generaal Koos de la Rey van tyd tot tyd gesprek gehad. Daar is ook bronne wat beweer dat generaal Koos de la Rey sy taktiek om die loopgrawe uit te grawe in voorbereiding vir die opmars van die Britte met die jong Toosius bespreek het. Daardie oggend van die 9de Desember 1899 het die eerste bom uit die loop van 'n 4.7 duim Britse skeepskanon op die Magersfonteinrande ontplof, juis toe Toosius besig was om die oggenddiens af te sluit. Ten spyte van die feit dat 'n bommereën spoedig daarna op die Magersfonteinrande uitgesak het die burgers onder die leiding van die jong Toosius voortgegaan met die sing van Psalm 84 vers 6. 'n lied waarin hulle ook die hulp van die Here vir die stryd wat voorgelê het gevra het. En vandag kan 'n mens by nabetragting voor jou geestesoog die jong en onervare veldprediker besig om die leiding te neem met die oggendgodsdiens tussen 'n klompie burgers terwyl die eerste bom op die Magersfonteinrande val, daar in die loopgrawe hoor met die sing van Psalm 84 vers 6. Die verloop van die slag van Magersfontein word nou uitgebeeld aan die hand van 'n kort dokumentêre video van die McGregor Museum in Kimberley. The 14th of October, 1899. The Boers lay siege on Kimberley. It falls upon the British General Lord Methuen to relieve the dusty diamond-digging town. A battle at Morderov on the 28th of November brings victory to Methuen, and it has him believe he can overrun the Boers and reach Kimberley with little mishap. Well, I think they're frightened to death of me, from all I hear. And with 13,000 men and 30 guns, the Boers must suffer. But that is not what Boer generals De la Rey and Cronje have in mind. De la Rey, austere, powerful, unyielding. It is his idea to prepare a 14-kilometer defense line of stone fortifications, earthworks and trenches, and place it so that it cuts directly across the road and rail advance of the British. And it is here, in the soaking rain and cold mud, the Boers wait for the Tommies. Ek sal nou my beste perd vir 'n bord warme kos gee. Ja, pragtig. En my motorvrou 4 keer in droë klere. Saai verdomde rooi nekke. Hou vandag u hand oor ons en help ons teen die vyand in hierdie stryd wat ons vir ons land stry. Om u naam ontwil. Amen. 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 Onthou nou klein boet, hou jou kop laag en skiet soos die duiwel. Ja oom, maar waar is die Engelse?
Methuen army was on the move. His plan, a night march followed by a decisive dawn attack. And so, on the afternoon of the 10th of December, believing the Boers held the high ground, he pounded the heights of Magersfontein with artillery. But with the Boers safely in the trenches below, all this served was to announce his intentions to attack. The night of the 10th of December was unforgiving. 3,500 cold, wet and hungry Highlanders advanced on Magersfontein. They were packed in a tight column so as not to lose one another in the pitch dark of the veld. Down to thing. Keep together, man. Oh, bugger it, man. Careful and be quiet. In the lead was Major General Walker, a brave and fair leader, trusted and admired by his men. In the early hours of December the 11th, he made a decision that would cost him his life. The dark veld was almost impossible to navigate. A halt was called at roughly 3:30 a.m. General Walker. Aye. I believe we're about half a mile from our objective. I suggest you deploy the men, sir. Thank you, Benson, but I need to get closer. But, sir, I take full responsibility, Benson. Walker pressed on, and by 4 a.m. had led his men unwittingly to within 400 meters of the hidden Boer trenches. Ahead of him, crouching in the gloom of pre-dawn, Magersfontein waited. Skiet, kerels! Skiet! Pas op nou! Skiet uit, man! Daar weer! Skiet, kerels! Kijk, die vader recht voor ons! Extend your goal! Rico, get op! Get op! Seemingly oblivious to the relentless hail of bullets, a Highland piper called the Sons of Scotland to regroup. Come on, lads! Stand together! A contingent stormed a detachment of Scandinavians fighting for the Boers and annihilated them. 3 small groups of Highlanders made a desperate sortie for the Magersfontein heights. British artillery redirected their fire to the Boer trenches. Watch it! It's an old bloody artillery! The sun rose to find the plain before Magersfontein littered with British dead and wounded. The harsh, dry landscape of scrub grass offered no cover, and the slightest movement drew fire from the Boer trenches. The relentless African sun rose higher and higher, burning the trapped Highlanders mercilessly. Oh, for the love of God! Water! Who knows what stresses play on the mind of a general in battle? But Methuen, in spite of 4 battalions lying caught in the open veld, ordered the Gordon Highlanders to attack the Boer trenches. They advanced under fire until they too lay helpless. God. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. Thy rod En die aansig van my vyande. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Ek sal Jan! Jan! Jy seer gekry. Wag, laat ek kyk. Lyk nie so goed nie, Janneman. Dit voel nie goed nie, hoor. After 9 hours, the Boers attacked the Highlanders' right flank. Some of the troops fell back, and to the rest of the battalions pinned down in the open, it looked like a general withdrawal. So one by one, they stood up. It was a helter-skelter retreat. The men turned and ran from the fury of the Boer onslaught, and suffered the greatest casualties of the day. Towards evening, stretcher-bearers walked the battlefield for the wounded and the dying. Some lay without help throughout the night. Many were buried where they fell, so far from home. They found Walkup. He lay facing the Boer trenches. And what of Methuen?
Methuen believed it was ill luck brought him defeat. Of course, there must be a scapegoat. I must bear my fate like a man. Hold my tongue. Come dawn of the second day, the Boers were holding fast their positions. The British relief of Kimberley would have to wait. Legend has it that late at night on the battlefield of Magersfontein, one may see swinging lights. Some would have you believe it's the lanterns of the stretcher bearers come to fetch their dead and dying. And perhaps, if you listen well, you may even hear a lone piper's lament. Toen kregen we nou die order om te stormen. Nou, en dan heb gestorven, en heb gestorven. En het naderhand beginnen licht worden. En toen het nou eerst licht wordt, toen onze afgemaaide haren op 100, 200, naderhand op 300 afgemaaid. Die is zo van 10, 11 uur af. Toen wou die kakie niet meer opstaan. Dat is die voor me vreselijk die voor ons. Maar dan leer die kakie rustig, ons leer ook rustig. Dat is die waar die gewonden zo zwaar gekregen. Want als ons 10 in lê in een vuilbos, wie wat ons hier 20 keer van ons op de kweter. Als ons zien hij goed doen, dan weet je ons niet eens een kwestie manier. Dan schiet je op. Die het hier opgespringt, niet 20 keer van ons af. En hij springt op en steekt zijn handen op en dan kom ik nu nog hoor en zei, oh Lord, have mercy upon me. Toen zei ons zelf net confrontatie. Een van die mees historiese en heroïese gebeurtenisse tydens die Anglo-Boereoorlog het hom afgespeel tydens die slag van Magersfontein. Toe 'n getal van ongeveer 68 Skandinawiërs onder die aanvoering van hulle veldkornet Flygar, wat eenkant hulle self in 'n groep gehou het, maar aktief die burgers te velde ondersteun het, daar bykans tot die laaste man uitgewis is. Die agtergrond van die betrokkenheid van Flygar en sy groep Skandinawiërs was dat Flygar 'n baie dinamiese leier was. Hy is in die laat 1860s gebore en hy het as 'n intelligente jong man ook ingenieursopleiding gehad. Hy en sy groep Skandinawiese vrywilligers het hulle aangesluit by generaal Piet Cronje in Oktober 1899. Met die uitbreek van die oorlog het hulle ook saam met hom na Mafeking opgetrek. Uiteindelik het hulle ook saam met Cronje na Magersfontein beweeg. Tydens die slag van Magersfontein, tydens die opmars van die Black Watch regimente, is hulle deur die Britse magte uiteindelik geïsoleer. In daardie heroïese stryd waarin hulle ook hulle self terdee bewys het, nie net as moedige en dapper mense nie, maar wat bereid was om tot die laaste man te veg in ooreenstemming met die Europese krygsetiek van die 19de eeu, het hulle letterlik tot die laaste man weerstand gebied. En vandag aan die ooste kant van die slagveld van Magersfontein is daar die getuienis van 2 groot klipsuile waar die slagoffers van veldkornet Flygar en sy manskappe begrawe lê, as 'n gedenkteken van hulle bereidwilligheid om tot die laaste man weerstand te bied. Die Skandinawiërs, hulle was, het ek altyd gehoor, 75 by mekaar. En hulle het altyd eenkant geboer. En hulle was daardie dag met die slag ook eenkant. En ek is een ou wat ek baie goed geken het, geontmoet na die oorlog. En hy het my gesê, hulle was daardie dag daar eenkant in 'n bos. En het die hele dag heerlik onder die vyand gewerk. Die vyand het nie geweet hulle is daar nie. Maar laat in die middag gee die offensief orde storm. Dat gryp jou 75 man onder daardie honderde Engelse in storm. Hy sê onmiddellik was dit 'n hand geneem. Die Engelse het met bajonette gesteek en met geweers geslaan. Hulle het ook begin slaan met geweers. Daar was nie meer skiet nie. Hulle het mekaar met die geweers geslaan. En hy het my gesê,
En van hulle het 8 ongeskonde aan die ander kant uitgekom. Hy sê hy weet, hy het met 'n Mouser begin en aan die ander kant met 'n Lemmetford uitgekom. Hy weet nie wanneer het hy daai omreeks gemaak nie. Die ongevalle wat tydens die slag van Magersfontein gelei is, was van die grootste tydens die oorlog. Bykans 1000 Britse soldate is gedood of gewond, terwyl dieselfde lot ongeveer 250 boerekrygers getref het. Die verwoestende uitwerking van oorlog en die meegaande tragiek van menselyding word raak deur die Britse bevelvoerder generaal Methuen saamgevat toe hy 'n dag na die Magersfontein veldslag die volgende in 'n brief aan sy vrou meld. Outside my tent, I could hear a poor fellow groaning and dying, shot through the chest. He is silent now, so perhaps God has released him. I detest war the more I see of it.